Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here vir ons 'n naweek gegee het waar ons so 'n bietjie kon uitrus, waar ons kragte so 'n bietjie kon versterk en so 'n bietjie moed kan skep vir die nuwe week wat voorlê. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in hierdie week en mag u aanmeld vir diens en sê Here, hier is ek, gebruik my in u diens en tot u eer en tot verheerliking van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. Nou vriende, ons gaan aangaan met ons reeksie wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ek het vir u gesê, een van die groot krisisse in mense se lewens is die oudwordproses. Ons almal word ouer en vir die meeste mense is hierdie 'n geweldige krisis in hulle lewe. Ons het 'n bietjie gekyk na gevare en uitdagings in die oudwordproses. Ons het nou al so 5 gedagtes vir u genoem en vanmôre gaan ons kyk na die gedagte van die gevaar om in 'n wêreldse gedagtepatroon te verval. Nou wat bedoel ek daarby? Vriende, dikwels gebeur dit wanneer ouer mense aftree, dan het hulle meer tyd op hande. Dit beteken dat baie van hulle meer nuus kyk, hulle lees koerante, hulle is dikwels te veel op die sosiale media, hulle luister na al die sensasie wat op die sosiale platforms uitgebasyn word. Daar is min goed wat feite het. Elke Janrap en sy maat het sy eie webtuiste en hulle sê dinge en ons ouer mense luister na hierdie goed, hulle stuur dit aan, kinders stuur vir die ouer mense hierdie goed en die mense begin opgewerk raak en dikwels wanneer jy by ouer mense kom, hoor jy baie min van die Here, sy goedheid, sy genade en hoe hy besig is om in hulle lewens te werk en dit wat hulle by betrokke is om die koninkryk van God uit te brei. Jy hoor eerder dinge soos politieke gesprekke waar hulle eintlik uitbarstings het oor wat aangaan in die land en hoe boos hierdie goddelose regering van ons is en dikwels murmureringe waar hulle in geweldige opstand kom en murmureer oor hulle huidige situasie en glo my, ek het met mense gepraat wat vir my reguit sê, ek haat die plek waar ek bly, ek haat die plek waar ek is. Mense wat opstandig is oor dit wat in hulle lewe kom, juis omdat hulle ore uitleen en te veel hulle blootstel aan die wêreldse denkpatroon. Onthou, die wêreld is nie dankbaar nie. Die wêreld eer nie God vir sy goedheid en sy guns oor hulle nie. Die wêreld sien nie dat God reën laat val oor die regverdige en die onregverdige nie. Wêreldlinge dink hulle verdien dinge. Hulle het hierdie gesindheid van entitlement en dikwels wanneer kinders van die Here by aftrede kom en hulle word gebombardeer met al hierdie dinge, verval hulle gedagtepatroon in dieselfde rigting of beweeg dit in dieselfde rigting en begin hulle opstandig raak, ondankbaar raak, aggressief raak, onvergenoegd en so kan ons 'n hele rits dinge noem. Vriende, ek dank die Here altyd vir die kinders van die Here wat standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here is. Maar ek moet vir u sê, male sonder tal, het ek mense gesien wat op 'n stadium baie geestelik gelyk het. En soos die jare aangegaan het, het hierdie aggressie en hierdie woede en hierdie opstandigheid in hulle harte na vore gekom. En as jy met hulle praat, kan jy agterkom. Hulle kry min blootstelling aan die waarheid van God se woord en meer blootstelling aan die gedagtegang van die wêreld en hulle begin soos die wêreld dink en soos die wêreld optree. Daarom wil ek jou vra dat jy vir 'n oomblik sal stil staan en vir jouself die vraag gaan vra: hoe gebruik ek my tyd? Waarin spandeer ek my tyd? Waaraan leen ek my ore? Verleen ek my ore en na watter gesprekke luister en watter dinge lees ek en is daar genoeg tyd wat ek spandeer aan God se woord om 'n goeie perspektief te kry oor dit wat aangaan in die wêreld? Die Bybel sê vir ons in Kolossense 3 vers 1: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is in die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ag vriende, een van die gunsteling programme vir die meeste ou mense is die nuus. En daar is verskillende nuusprogramme op die radio en dan op die televisie. En as jy by hulle kuier, dan sal hulle vir jou sê, hulle het dit op die nuus gehoor en hulle het dat op die nuus gehoor. En ek wil vir u sê, een van die onbetroubaarste bronne van inligting is die nuus. Want dit word gemanipuleer deur 'n stelsel, deur 'n regering en so kan ons nou vir u voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld doen. Wat ek vir u kan sê, as u nuus wil luister of na die nuus wil kyk, wonderlik goed en reg, maar gaan altyd terug na die skrif en sien wat God sê uit sy woord oor die wêreld gebeure en dit wat in ons huidige situasie aan die gang is. Die Here sê, bedink die dinge wat daarbo is, soek die dinge wat daarbo is. Waarom? Want dan gaan ons perspektief kry. Dan gaan ons sien dat hierdie wêreld nie noodwendig uitmekaar val nie, maar in plek val vir die naderende koms van ons Here Jesus Christus. Daarom moenie in 'n wêreldse gedagtepatroon verval nie. Maar gaan altyd terug na God se woord. Wat ook al jy hoor, gaan terug na God se woord, toets dit aan die hand van die woord en dat die Here jou denke bepaal en verander en vernuwe, sodat jy sal dink soos 'n kind van God, sal praat soos 'n kind van God, sal optree soos 'n kind van God. Want dit is wat ons voor geroep is. Ons is opgewek saam met Christus om die dinge te soek daarbo en die dinge te bedink daarbo.
Maar 'n volgende gevaar, vriende, waarna ons vanmôre moet kyk, is die gevaar van verwagtinge te koester wat nie realiseer nie. Daar's baie ouer mense wat soos die jare aangaan, 'n sekere verwagting het dat die kinders eendag vir hulle sal sorg, of dat die kinders vir hulle miskien 'n woonstel sal bou en hulle sal nooi om hulle te kom bly, of dat die kleinkinders hulle sal lief hê en gereeld sal kom besoek. En hierdie dinge gebeur in baie gevalle nie. Ons weet hoe ons kinders trek oor see, hierdie een bly in Amerika, daai een bly in Australië, daai een bly in Europa. Ons sien dit gebeur, ons sien dit voor ons eie oë afspeel. Ons eie kind bly in Amerika en dikwels het ons in ons middeljarige ouderdom verwagtinge wat oorgaan na ons ouer jare en dan realiseer hierdie dinge nie en dan raak ons bitter. En daarvoor wil ek u waarsku dat u regtig sal sien, moenie verwagtinge koester en as dit nie realiseer, bitter in u hart en in u lewe en in u denke word nie. Die Bybel sê vir ons in Psalm 73 vers 24. Nou Psalm 73 is 'n Psalm wat u vandag moet gaan lees. Doen moeite en gaan lees deur die Psalm van Asaf. Wat 'n kosbare Psalm. Asaf het met geweldige verwagtinge gesit het wat nie gerealiseer het nie en hy het op 'n stadium opstandig geraak en die Here het genade gegee dat Asaf se denke verander word. Nou sê Asaf, hy sê, u sal my lei deur u raad en daarna in u heerlikheid opneem. Hy sê, weet ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Kinders is wonderlik en kleinkinders is 'n geskenk uit die hand van die Here. Die liefde wat hulle ons gee, ons eer die Here daarvoor. Maar vriende, moenie jou hoop bou op kinders en kleinkinders nie. Dit kan teleurstel. Bou jou hoop op Christus. Hy is die onwankelbare rots wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly. En mag u en ek versterk word deur die geloof dat die Here ook vir ons sal dra in ons ou dag. Dat ons nie verwagtinge sal koester wat as dit nie realiseer in bitterheid sal verval nie, maar dat ons hoop geanker sal wees in Christus en dat ons sal vashou aan sy woord en dat ons opgebou sal word in die allerheiligste geloof in samesyn met die gelowiges sodat ons ook eer sal bring op sy naam. Vriende, daar is nog so gedagte of twee wat ek graag met u wil hanteer. Ek dink ek sal dit oorstaan na môre toe omdat dit twee besondere gedagtes is. Ek wil afsluit deur vir u 'n baie besondere lied te lees. Nou vriende, hierdie baie besondere lied is die besondere lied in die sangebundel Gesang 40. Nou, dit is vir my so van toepassing op dit wat ons tans oor praat, oor die oudwordproses en die gevare en die uitdagings. En ek lees vir u 'n vers of 3 in hierdie baie besondere gesang. U is welkom om die klomp verse by die huis te gaan lees. Daar is 7 verse. Ek lees vir u net so 1 of 2 om vir ons 'n groot waarheid in ons harte tuis te bring. Gesang 40 sê, u goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere. Dit sal ons lus, ons lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. So besonder dat ons kan weet dat die Here ons nooit sal vergeet nie. Selfs in ons ou jare sal die Here ons nie vergeet nie. Hy wat die goeie werk in ons begin het, sal dit voleindig. Vers 2 sê, u is die Heer wat ons gemaak het. Voor u kom ons u skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede. U sterk ons gees met nuwe krag. U gee u lig ook oor ons rede. Dis u van wie ons heil verwag. Vers 3 sê, o mens, bedink die ewige lewe, jou onverdiende erfenis, waar jy van heerlikheid omgewe met God en al sy kinders is. Aan hom ons dank vir die verwagting. Dit het sy seun soveel gekos, aan bitter lyding, hoon veragting, om ons van ons sonde te verlos. En ek sluit af, hierdie een vers het my so diep getref toe ek dit lees. Vers 5 sê, uit diepe dank tot Gods behaag, moet ek volkome wees soos hy. Is dit my doelwit, al my dae, verskyn sy beeld al meer in my. Hy sal my sterk deur sy genade, dat ek in sy gebooie bly, al doen ek dikwels nog die kwade, tog heers die sonde nie in my. Vriende, dis my gebed vir jou en vir my in die oudwordproses, dat sy beeld al hoe meer in my en jou tevoorskyn sal kom, dat ons so sal lewe, dat ander die Here Jesus in ons sal sien. Groete vir u, staan sterk, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, en ag, sien die gryse ouderdom as 'n kroon wat God jou gee, om sy naam te eer en 'n voorbeeld te wees vir ander. Mooi dag vir u verder, Tara.